Goeiemôre, welkom by vanoggend se Saamwees. Ja, hoe groet ons mekaar? Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ja, ek weet nie van jou nie, maar gister het ons 'n wonderlike ervaring saam in die gemeente gehad, waar ons as gemeente, as gelowiges mekaar so gegroet het met die paasgroete. Die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Wat 'n oggend moes dit net nie gewees het nie, toe die vroue net daar by die graf gekom het, met 'n bepaalde verwagting, en dit glad nie so aangetref het nie. Ek lees vanoggend so uit die evangelie van Johannes 20, die leë graf. Die Sondagmôre toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop, en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf was gekom, en ook ingegaan, en hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. En dan gebeur daar iets baie kosbaar. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. En toe sien sy twee engele met wit klere aan, daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dit is hy nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter. En sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. En Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nooit weer was haar lewe en ook ons lewe dieselfde nie. Kom ons bid saam. Here ons Here, u het opgestaan, u het waarlik opgestaan. Dankie Here dat die feit dat ek dit glo, en dat ek met my hart daarvan oortuig is, my lewe opnuut aan u kom wy, dat ek ook mag weet, dat daar hoop is. Dat ongeag met die teëspoed en weerstand wat ek in die lewe mag ervaar, dat ek mag leef met hoop, omdat die oorwinning deur u reeds behaal is. Dankie Here. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, en mag jy met vreugde hierdie Paastyd dan ook nou binne gaan. Mag jy altyd hoop. Mooi bly.